Sal jy net by die lig gaan sit asseblief. Baie welkom. So lekker om saam met almal weer hier te wees. Dankie vir Melanie, Emmy, Chris, dankie dat julle vir ons gelei het. Kom ons sit net so en dan bid ons net saam en ons vertrou die Here om vanmôre sy woord aan ons harte te seën en ons te laat groei in hierdie oggend. Al is dit net 'n halwe millimeter, laat ons 'n geestelik groei vanmôre. Kom ons bid saam. Here, ons aanvaar dit nie as vanselfsprekend dat ons vanmôre hier kan wees in hierdie gebou, saam met mekaar, in die teenwoordigheid van u woord, u gees, en ons medepelgrims nie. Dankie Here dat ons die ongelooflike voorreg het om hierdie kosbare tydjie op 'n Sondagoggend nog met mekaar te kan deel. Om te kom krag ontvang, rigting, leiding, bemoediging vir 'n week wat voorlê. Terwyl ons woeker in u wingerd en werk, Here, onder u skape. Dankie dat ons weet dat u sal ons vanmôre kom seën en u wil ons laat groei vanmôre. En ons maak ons harte oop, Here. Kom spreek met ons. U diensknegte en u diensmaagde luister. In Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede week het ons stil gestaan in Micha hoofstuk 3. Ons is tans besig met Micha, een van die klein profete in die Ou Testament. En verlede week het ons gesien Micha, die eenvoudige, ware profeet teenoor die korrupte leiers en priesters en veral die valse profete. En ons het gekyk verlede week na die duidelike, onderskeibare kenmerke van 'n ware profeet van God, geplaas teenoor die valse profete, en ons het daarna gekyk sodat ons vandag in ons tyd duidelik kan onderskei tussen die ware profeet en die valse profeet. Vandag gaan ons aan na Micha hoofstuk 4. Die opskrif van hierdie hoofstuk in ons Afrikaanse Bybel is belofte van heil en seën in die messiaanse tyd. So ons weet dat Micha gaan nou begin gesels oor die 1000 jaar van vrede. Aan die 4 hoofstukke waarmee ons nou begin, hoofstuk 4, 5, 6 en 7, gee Guzik die oorkoepelende tema, a ruler from Bethlehem. En dit gaan ook wees waaroor hoofstuk 5 meer in detail sal handel. Ons weet dat hoofstuk 5 open in vers 2 met hierdie woorde, en jy Bethlehem Efrata, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Maar daarna sal ons kyk volgende week. Nou gaan ons stil staan in hoofstuk 4 vir vanmôre. Guzik gee aan hierdie spesifieke hoofstuk die tema, The Lord reigns over restored Zion. Die tema wat ek vandag aan hierdie boodskap gee is die skaapstoring, die krag van Sion. Nou vriende, julle kan saam met my blaai na Micha hoofstuk 4 en ons gaan die eerste 3 verse saam lees en dan kan julle net volg in die woord van die Here saam met my. Vers 1 tot by vers 3. Aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarin toestroom. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here en na die huis van die God van Jakob, dat ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen baie volke en reg spreek vir magtige nasies tot in die verte. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. In hierdie eerste gedeelte, die eerste paar verse, sien Micha die karakter en aard van die herstelde Jerusalem wanneer ons heiland teruggekeer het. En in vers 1 tot 3 sien hy baie duidelik deur die oog van die profeet, en onthou,
ons het gepraat van die mikroskoop waardeur die profeet kyk na sy dag en die teleskoop waardeur die profeet kyk na die verre toekoms. En in die verre toekoms sien hy dat daar kom 'n dag wat Jerusalem die middelpunt van hierdie aarde sal wees. In hierdie paar verse is die opskrif in die King James, The Mountain of the Lord. Nou vriende, hoofstuk 3 het geëindig in vers 12 met hierdie tragiese woorde verlede week. Daarom sal Sion om julle ontwil oor julle sonde, soos 'n land omgeploeg word, en Jerusalem pynhope en die Tempelberg bosrande. En ons weet dat hy praat hier oor die Babyloniese ballingskap wat op hulle gewag het, en hoe dat Nebukadneser omtrent 100 jaar later Jerusalem en die tempel en alles sou verwoes omdat hulle nie wou luister nie. Maar nou in hoofstuk 4 swaai alles skielik om. Nou is Sion nie meer 'n omgeploegde land nie, maar die plek van waar die wet van die Here uitgaan. Jerusalem is nie meer 'n pynhoop nie, maar die middelpunt van alles op aarde. En die Tempelberg is nie bebos en verlate nie, maar die gunsteling besoekplek op die hele planeet. Mense sal toestroom na die Tempelberg. Micha sien Jerusalem as die belangrikste stad op aarde tydens die regering van ons Here Jesus as heerser vir 1000 jaar nadat hy teruggekeer het. Jerusalem, sê hy, sal die politiese, ekonomiese en geestelike hoofstad van die ganse aarde wees. Uiteindelik, almal sal soontoe kom, almal sal met Jerusalem geaffilieer wil wees. Nie New York nie, nie Londen nie, nie Brussels of Parys nie, Jerusalem, eenvoudige Jerusalem, oor wie daar meer in die verlede oorlog gevoer is as oor enige ander stad in die geskiedenis van die mensdom. Waarom? Want dit is God se stad, dit is die stad van koning Dawid. Guzik skryf hieroor, hy sê, met die profeet se oog het Micha die wêreld na Jerusalem sien stroom om die Here God te ontmoet en om beter te leer ken. Gedurende die heerskappy van die Messias sal daar geen oorlog meer wees nie. Daar sal steeds konflik tussen nasies en individue wees, maar dit sal regverdig en beslissend opgelos word deur die Messias en diegene wat saam met hom regeer. En hy sê, dieselfde as wat Jesaja sê, daar sal geen oorlog meer wees nie, geen swaarde sal nodig wees nie, ensovoorts. En dan sê hy, ons verlang na die dag, wanneer daar nie meer 'n militêre begroting nodig sal wees nie. Wanneer die geld wat nou na wapens en weermagte gaan, na skole en parke kan gaan. Maar ons is slegs veilig om dit te beleef, wanneer die Messias onder ons regeer. In 1941, sê hy, het Franklin Roosevelt 'n bekende toespraak oor 4 vryhede gelewer. Die vryheid van spraak, die vryheid van godsdiens, die vryheid van gebrek en die vryheid van vrees. Micha 4 vers 1 tot 5 skryf hy, beskryf ook 4 vryhede. Vryheid van onkunde, hy sal ons sy weë leer. Vryheid van oorlog, hulle sal nie meer oorlog leer nie. Vryheid van gebrek, elkeen sal onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom sit. En vryheid van vrees, niemand sal hulle bang maak nie. Soos van die ander profete sien Micha hierdie wonderlike toekoms wat op God se volk wag, en soos ons nou in die Nuwe Testament weet, vir almal wat getrou bly aan ons Here Jesus. In vers 4 en 5, ek hardloop vinnig deur hierdie hoofstuk, en dan sal ons hom vir ons konsolideer. In vers 4 en 5 beskryf hy die geseënde mense van die herstelde Jerusalem. Vers 4 sê hy, maar hulle sal elkeen sit onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik, want die mond van die Here van die leerskare het dit gespreek. Guzik skryf, hy sê, hierdie uitdrukking is 'n uitdrukking wat voorspoed en vrede beteken. Ons vind dit in 1 Konings 4 en in 2 Konings 18 ook. In 1 Konings 4 word die ryk van Salomo beskryf. Vers 24 en 25, want hy het geheers oor alles wes van die Efraat, van Tifsag tot by Gaza, en oor al die konings wes van die Efraat, en vrede gehad aan alle kante rondom, sodat Juda en Israel veilig gewoon het, elkeen onder sy wingerdstok
en onder sy vyeboom, van Dan tot Berseba, al die dae van Salomo. 2 Konings 18, luister nie na Hiskia nie, want so sê die koning van Assirië, sluit met my vriendskap en trek uit na my toe, en eet elkeen van sy wingerdstok, en elkeen van sy vyeboom, en drink elkeen water van sy put. Is 'n uitdrukking van vrede. Micha sê, daar sal groot vrede vir hulle wees in daardie 1000 jaar. Vers 5 sê hy, want al die volke mag wandel, elkeen in die naam van sy God, maar ons sal wandel in die naam van die Here, onse God, vir ewig en vir altoe. Ekskuus, ek sê, nie alle mense op aarde sal Christus volg tydens die 1000 jaar van vrede nie. Elkeen sal nog steeds die vryheid hê om te aanbid soos wat hulle wil, maar hulle wat die Here volg, sal groot vrede en seën beleef. Vanaf vers 6 tot 8 beskryf Micha die bymekaar maak van die herstelde Sion. Die opskrif van hieraf in die King James is, the Lord shall rescue Zion. Vers 6, in die dag spreek die Here, wil ek versamel die wat krepeel is, en bymekaar maak wat verdryf was, en die wat ek kwaad aangedoen het. Dan sal ek die wat krepeel was tot 'n oorblyfsel maak, en wat ver verwyder was tot 'n magtige nasie, en die Here, hoofletter Here, sal koning wees oor hulle op die berg Sion van nou af tot in ewigheid. Vers 8, en jy, skaapstoring, heuwel van die dogter van Sion, na jou toe sal dit kom, ja, die vroeëre heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Sion. Vriende, ons weet dat hierdie herstelproses reeds begin het. Sedert 1948 het groot hoeveelhede van God se mense begin terugkeer na Israel en na Jerusalem. En Israel is 'n klein landjie, vriende, omtrent so groot soos die Kreerwiltuin. Maar militêr en ekonomies boks hulle ver bo hulle klas. Want God seën hulle. En hy het gesê, ek sal hulle terugbring, en ek sal hulle herstel, en ek sal aan hulle uiteindelik vrede gee. Maar daar is nog baie herstel en baie bemagtiging wat moet gebeur voordat hulle naby aan die werklikhede van hierdie beloftes sal kan kom. In vers 9 en 10 sien Micha dat hulle eers deur geweldige pyn moet gaan voordat hulle by hierdie vrede en herstel kan kom. Soos die pyn van 'n vrou wat geboorte gee. Vers 9 en 10. Waarom skreeu jy nou so hard? Is daar geen koning in jou nie? Of het jou raadgewer omgekom, sodat smart jou aangegryp het, soos van een wat baar? Krimp in mekaar en bring voort, o dogter van Sion, soos een wat baar. Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon, en jy sal in Babel aankom, daar sal jy gered word, daar sal die Here jou verlos uit die hand van jou vyande. Nou ons weet, vriende, dat weer eens Micha sien hier profeties die mikroskoop en die teleskoop. Hy sien die pyn wat voor hulle lê, 100 jaar van daardie dag af, wanneer Nebukadneser almal van hulle na Babylon toe wegvoer. Maar hy sien ook die pyn wat die volk van God moet deurgaan aan die einde van hierdie bedeling, wanneer hulle moet wegbreek uit die stelsels van Babylon en hulle Jesus moet aanvaar as hulle verlosser en hulle saligmaker. Maar voordat dit kan gebeur, moet hulle nog eers deur die 7 jaar van verdrukking onder die Antichrist gaan. Baie pyn wag nog op hulle. Die laaste wat ons van weet wat hulle regtig beseer is die aanval op hulle 7 Oktober 2023. Was vir hulle geweldig seer. Is maar net nog van die pyn wat hulle moet beleef voordat hulle by hierdie vrede kan kom. Vanaf vers 11 tot 13 vertel Micha hoe God se volk sterk sal staan teen die nasies. Vers 11, 12 en 13. En nou is daar baie nasies teen jou versamel wat sê, laat haar ontheilig word en laat ons oë met welgevalle neersien op Sion. Die vernietiging van Sion is die implikasie hier. Vers 12, maar hulle ken nie die gedagtes van die Here nie, en hulle verstaan nie sy besluit nie, dat hy hulle versamel het soos gerwe op die dorsvloer. God sê, ek gaan die nasies by mekaar maak,
soos gerwe op die dorsvloer. En dan sê hy vir sy volk, vers 13, staan julle nou op en dors, o dogter van Sion, want ek sal jou horing yster maak en jou kloue koper, en jy sal baie volke fyn trap, en jy sal hulle onregverdige wins aan die Here toewy, en hulle rykdom aan die Here van die ganse aarde. Waldke skryf, die os wat die dorslee trek verteenwoordig die volk van God. Sy is bonatuurlik toegerus met horings van yster, wat haar onoorwinlikheid simboliseer, met hoewe van brons, waarmee sy die trots en die aanmatigheid van haar vyande fyn trap. Maar vriende, ons is nog nie daar nie. En iets dramaties sou moes gebeur, om hierdie beloftes van Micha 4 enigsins haalbaar moontlik te maak vir die volk van God. Hulle was net te ontrou, net te wisselvallig, net te sondig. Die hele Ou Testament en die begin van die Nuwe Testament is vol van die hardnekkigheid van God se volk. En om al hierdie dinge waar te maak, sou God self moes ingryp, en hy het, soos hy beloof het in Genesis al, en op verskeie ander plekke. En daarom sien ons in die Ou Testament sekere profetiese merkers wat weggesteek is. Van hulle is meer sigbaar en van hulle is minder sigbaar. Een van die meer sigbare merkers is beslis Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. 'n Baie duidelike merker, almal ken hom. Enige vrou kon sê, ek dra die Messias, want die volk het die Messias verwag. En enige jong vrou in Israel kon sê, ek is swanger en ek dra die Messias. Maar nooit sou 'n maagd dit kon sê, as God self nie betrokke was met 'n goddelike wonder nie. Nog een wat baie sigbaar is dit waaroor ons volgende week gaan gesels, Micha 5 vers 1. Jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser, hoofletter, in Israel sal wees, en sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Al die skrifgeleerdes het hierdie merker goed geken. Wanneer die wyse manne aankom in Jerusalem en hulle sê dat hulle 'n teken in die hemel gesien het, roep koning Herodes paniekerig gou al die skrifgeleerdes bymekaar en hy sê, waarvan praat hierdie mense? Waar sal die heerser vandaan kom? En hulle antwoord hom, Matteus 2 vers 5 en 6, te Bethlehem in Juda, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. 'n Duidelike merker. Maar ander merkers is minder sigbaar, soos hier in Micha 4, meer 'n bietjie verskuil. Watter merker vind ons hier in Micha 4? Wat is die profetiese waarborg dat alles presies so sal gebeur, soos wat Micha dit vir ons gee? Wat verbind die profesie van Micha 4 met die Nuwe Testament en die einde van hierdie bedeling? Nou vriende, in hoofstuk 4 begin Micha opbou aan hierdie tema, die heerser uit Bethlehem. En profeties onder leiding van die Heilige Gees gebruik hy 'n baie spesifieke verwysing in hierdie hoofstuk. 'n Verwysing waarteen niemand later sou kon stry nie, want almal sou weet waarvan hy praat. Ons lees vers 8 saam. Luister na hierdie woorde van hom. Hy sê, en jy, skaapstoring, heuwel van die dogter van Sion, na jou toe sal dit kom. Ja, die vroeëre heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. Waarvan praat Micha? Die skaapstoring, heuwel van Sion. Ek lees hier dieselfde vers vir ons in die King James. Luister na die woorde in Engels. And thou, O tower of the flock,
the stronghold of the daughter of Zion. Unto thee shall it come, even the first dominion, the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem. And thou, O tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion. Ek het dit vry vertaal na Afrikaans. En jy skaapstoring, bastion van die dogter van Sion. Waarvan praat hy? Ons moet eers die term skaapstoring verstaan. Die skaapstoring van Bethlehem was 'n baie belangrike landmerk. Geleë in die veld buite Bethlehem was 'n klipsteenstruktuur bekend in Hebreëus as Migdal Eder. Toring van die kudde. Tower of the flock. Wat 'n flok praat Micha van? Hier is die spesiale tempelkuddes onder die toesig van die priesters van die tempel aangehou by die skaapstoring. En die toring was van allergrootste belang vir die sukses en oorlewing van die tempelkuddes. Want vanaf die toring kon die skaapwagters baie ver sien as daar enigiets aankom wat die skape kan bedreig. En wanneer dit gure weer was of verskriklik koud, is die lammers binne in die skaapstoring aangehou sodat hulle skuiling kon hê. Hierdie lammers is spesifiek vir die tempeloffers geteel, geselekteer en sorgvuldig gekeur deur die priesters van die tempel. Die priesters het self met die lammers gewerk. Hulle was dikwels betrokke by die teeling en versorging. En luister hierna, dragtige ooe het in klipkrippe gelam wat die priesters spesifiek vir die doel gebou het. En dan het hulle baie van hierdie brose lammertjies, veral as hulle bietjie rondval en hulle kry bietjie seer, het hulle in doeke toegedraai sodat hulle nie seer kry nie. Want hulle mag nie 'n lammetjie aan God geoffer het wat 'n merk gehad het nie. Geen gebrek nie. Ons lees in Eksodus 12 vers 5, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke kan julle dit neem. Levitikus 22, 18, 19, spreek met Aaron en sy seuns met al die kinders van Israel en sê vir hulle, enigeen uit die huis van Israel of uit die vreemdelinge wat in Israel van sy offers bring volgens al hulle geloftes en al hulle vrywillige offers moet dit so bring dat julle welgevalle kan vind. 'n dier van die manlike geslag sonder gebrek. Dit is baie belangrik gewees. Julle mag nie iets bring, vers 20, waar 'n liggaamsgebrek aan is nie, want dit sal julle nie ten goeie kom nie. Luister nou na die gedeeltelik na die geboorteverhaal. Ek gaan dit nou vir ons lees uit Lukas. Onthou nou, die skaapstoring, die lammertjies in die klipkrippe in doeke toegedraai. Lukas 2 vers 8 sê, en daar was herders in dieselfde landstreek. Waar? Bethlehem. Heel waarskynlik was dit hierdie herders wat die skaapkuddes van die tempel opgepas het. Wat in die hoopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in 'n krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is, hoofletter
En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is, maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. Die ooreenkomste tussen die offerlammers van die skaapstoring en ons heiland is net verstommend. In die skaapstoring is die offerlammetjies vir die tempel in Jerusalem aangehou en sorgvuldig grootgemaak en beskerm en bewaar. Ons heiland word in Bethlehem gebore, by die skaapstoring. Die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Die lammetjies in die skaapstoring was op pad na Jerusalem en die altaar. Hy was op pad na Jerusalem en die kruis. Ons sien hierdie lam later weer in Openbaring 5 vers 6, skryf Johannes, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. 27 keer in Openbaring sien Johannes hierdie lam. Die lam uit Bethlehem. Wat sê Micha? Waarna verwys hy hier? Die skaapstoring en sy lammers is 'n verwysing na ons Here Jesus wat sou kom. Die volmaakte lam wat die sonde van die wêreld wegneem. En Micha sê vir hulle, hulle het dit nie op daai stadium besef nie, en hulle sou dit later ook nog nie besef nie. Hulle besef dit vandag nog nie, maar Micha sê vir hulle, dis waar julle krag sal lê. Die skaapstoring, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, dis julle bastion, dis julle heuwel, dis julle krag. Wanneer 'n mens hierdie woorde lees, kan jy nie anders as om die heuwel van Golgotha met sy 3 kruise te sien nie. Die lam van Bethlehem wat die sonde en die dood ook vir God se volk finaal oorwin het. En soos ons weet, erken hulle dit tot vandag toe nie. Hulle erken hom nie as hulle redder nie, hulle erken hom nie as hulle bastion van krag nie, hulle erken hom nog nie as die lam wat vir hulle sonde geslag is nie. Hulle sal nog, maar hulle is nog nie daar nie. Eers moet die pyne van die geboorte kom, Jacob's trouble. Die van julle wat die nuus gister dopgehou het gesien dat hulle en die FSA is besig om Iran uitmekaar te skiet. Volgens bewering is die Ayatollah al reeds oorlede. Hulle het nog nie, wat ek vanmôre kon agterkom, dit bevestig nie, maar dit is die vermoede. Huidiglik is hulle nog onder die beskerming van die FSA. Dis hulle groot boetie wat agter hulle staan. En Amerika is die grootste supermoondheid in die geskiedenis van die mensdom. Vriende, ek het bietjie gaan oplees oor hulle militêre mag. Ek dink die meeste van ons besef nie waartoe is hierdie weermag van hulle in staat nie. Kom ek gee net gou 'n bietjie detail. 'n Gevegsgroep in die FSA vloot, 'n battle group, bestaan uit die volgende: 'n vliegdekskip, gewoonlik 'n Nimitz-klas vliegdekskip met 5000 bemanning aan boord. 80 vliegtuie, waaronder helikopters, maar dis meestal 80 ek dink is F-12 en F-35, een of ander Hornets of F-18, ek is nie seker nie, maar hierdie vegvliegtuie van hulle. Saam met hierdie vliegdekskip, 1 tot 2 geleide wapen cruisers, guided missile cruisers. 2 tot 5 geleide wapen vernietigers, guided missile destroyers. En 1 tot 2 kernduikbote onder die water met 'n olietanker en 'n voorraadskip agter. Nou kom ons gesels net gou oor die duikbote. Luister gou hier. Elke moderne Ohio-klas duikboot
dra 20 Trident 2 D5 missiele. Tussen daai 20 missiele is daar tussen 90 en 100 kernplofkoppe. Wanneer hulle hom maksimum laai, die Trident 2 D5, laai hulle hom met 14 W88 kernplofkoppe. En as hulle daai missiel afvuur, is die ontploffing 6600 kiloton. Die bom wat Hiroshima vernietig het, was 21 kiloton. Laat dit insink. 6600 kiloton een missiel. Fat Man was 21 kiloton. Laat dit insink. Elke duikboot van die Amerikaanse vloot kan tussen 100 en 200 wêreldstede gelyktydig uitwis. Gelyktydig. Uitwis. Ek het eendag na 'n weermagkenner geluister wat gesê het, Amerika kan Noord-Korea in 20 minute platskiet. Platskiet, asof van hulle niks oorwees nie. Hierdie missiele het 'n reikafstand van 12.000 km, vlieg teen 24.000 km per uur en is akkuraat binne afstand van 90 meter. En hulle het 14 van hierdie duikbote huidiglik aktief. 11 gevegsgroepe. 11 vliegtuigskepe met alles wat daarmee gepaard gaan. Dan is daar nog hulle infantrie, 200.000 soldate, 5.000 tanks. 5.000 M1 Abrams tanks. Hulle lugmag, 1.400 tot 1.450 operasionele vegvliegtuie, tussen 800 en 1.000 vragvliegtuie, 19 B2 Spirit bomwerpers. Elke Spirit bomwerper kan 16 kernwapens dra. 'n ongelooflike, magtige nasie militêr. As hulle gevegsgroepe op jou voordeur parkeer en hulle sê spring, dan vra jy hoe hoog spring ons vandag. En weet julle wat sê Micha? Amerika is nie julle bastion van krag nie, dogter van Sion. Die lam wat geslag is julle bastion. Nee, hy sê die skaapstoring is julle bastion. Dit is die heuwel waarna toe julle moet opkyk. Die lam wat in doeke toegedraai is, wat daar by Bethlehem gebore sou word, en hy wat op die heuwel sou sterf vir julle sondes en vir die res van die wêreld se sondes. Dis waar julle krag lê. Ons weet dit aan die einde van die profesie, ons weet dit in die laaste gedeelte van hierdie bedeling, is Amerika nie meer deel van die spel nie. Hulle kan nie vir Israel beskerm nie. Ons weet nie wat gaan met hulle gebeur nie, maar ons weet Israel gaan alleen staan. En dan kom ons heiland en hy kom sit sy voet op jou Olyfberg. Nie meer as 'n lam nie, maar aan die hoof van die hemelse leerskare, en 'n swaard gaan uit sy mond. En sy kleed is in bloed gedoop, sê Johannes. En dit, sê Micha, is waar julle krag lê. Nie Amerika nie. Dan sal die lam wat geslag is, wat die sonde van die wêreld weggeneem het, en gebore is in Jerusalem, en gelê het in 'n krib, soos die lammetjies wat Jerusalem toe gegaan het, sal sy voete neersit op die Olyfberg. En luister nou weer na vers 8. En jy, skaapstoring, heuwel van die dogter van Sion, na jou toe sal dit kom. Ja, die vroeëre heerskappy sal kom, die koningskap
vir die dogter van Jerusalem. In vers 13, staan op en dors, o dogter van Sion, want ek sal jou horing yster maak, en jou kloue koper, en jy sal baie volke fyn trap, en jy sal hulle onregverdige wins aan die Here toewy, en hulle rykdom aan die Here van die ganse aarde. Kan ek jou vanmôre vra, op wie vertrou jy? Mense? Op sisteme? Op 'n magtige weermag? Ons het nie 'n weermag nie. Ons kan gelukkig nie sê, ons vertrou op ons weermag nie. Sien vriende, ons is so gewoond om op mense te vertrou, op menslike feilbare sisteme. En Micha sê duisende jare vir God se mense gelede, hy sê vir hulle, julle bastion van krag is die lam wat op pad is. Kan ek jou vanmôre vra, terwyl ek afsluit, kan ek jou vra, is hy die bastion van jou krag? Of is dit jou gesondheid, jou geld, jou vriende, die sisteme waarin jy werk? Dit kan in 'n oomblik weggeneem word, maar die lam, as jou naam geskryf is in die boek van die lewe, en sy bloed het jou rein gewas, kan die Amerikaners ons maar plat skiet, ons is by hom. Wat kan gebeur? Niks. Ons is veilig. Want hy is die ware bastion van krag. Op wie vertrou ons vanmôre? Kom ons bid saam. Here, 'n eenvoudige krib, 'n baba seentjie wat skree. Wie sou kon dink? Micha het dit gesien. En jy skaapstoring, heuwel van Sion. O Here, vergewe ons dat ons oë partykeer op mense hou, op sisteme, op dinge wat ons self in plek sit. Ons is verantwoordelik, ons moet dit doen, Here, maar moenie dat ons vertroue daarop plaas nie. Ek bid vanmôre, Here, vir iemand wat miskien angstig of gespanne is. Help hulle om te kyk, op te kyk na U, Here. U het gesterf, U het opgestaan. En wanneer U terugkom, gaan U alles regmaak. Ons vertroue is op U. Miskien is daar iemand wat later gaan luister en hulle leef nog in diep sonde en is verlore, Here. O, U het die sonde van die wêreld weggeneem. U is die lam wat geslag is. Sal U daardie mense help om hulle oë op te slaan na U, uit te roep na U en sê, Here, vergewe ook vir my. En wees U my toring, my heuwel, my krag. Ons dank U, Here, vir die krag van U woord en van U Gees. Amen.